So die eerste sessie het ons gekyk na jouself en wat is jou mikpunt en doelwit en waarmee, wat is jou wealth number. Julle gaan almal nou vir julle finansiële persoon kry om julle te help met dit, dat jy weet waar jy gaan werk. Ok, nou gaan ons kyk, wat die effek daarvan was, of wat die effek van dit is met Janice. Ek gebruik nou as voorbeeld, julle het gesê ek mag. Right, hier gaat ons. So Janice het 'n budget opgetrek, kom ons kyk gou hierso, en dit is van wat sy wil verdien. Dis vir haarself. So hier het sy nou gesê, in 2021, hierdie is wat sy wil bereik, of wat sy wil per maand verdien, en dan kom sy uit op 37.800 per maand. Okay? So vir haar, om dit te maak werk, moet sy 'n vehikel kry, sy moet 'n besigheid kry, sy moet of 'n salaris of iets om dit te laat realiseer. Okay? Nou dis waar die oefening inkom, en wat ek baie van hou om te doen, dat ek net my goed kry, ek het vir julle 'n kopie gemaak van dit, dit is die profit calculator wat ons gebruik. So haar company se naam is toe nou Juice Company, het sy gemaak, sy het besluit op vars gedrukte sappe wat sy gaan maak, wat baie gesond is, geen preserveermiddels nie, en sy wil graag dit maak en verkoop in Struisbaai. Nou hoe die profit calculator werk, julle het 'n kopie van hom, as jy kyk aan die linkerkant, is daar A, B, C, D, F, nou dit is waar die formule lê. So A is jou verkope, B is cost of sales. Cost of sales beteken, wat het dit jou gekos om alles te koop om die sap mee te maak? So dis al die rou produkte, dis nou al lemoene en appels, dit is jou cost of sales. Okay, so jy kan in potlood langs aan invul, en as jy die twee van mekaar aftrek, sien jy daar, by C staan daar A minus B. Okay, dit gee vir jou, soos hulle praat, jou GP. Okay, jou gross profit, dis jou bruto wins, nee? Is die Afrikaanse woord. Okay, right. Dan gaan jy en jy deel C se antwoord gedeel deur A. Dan kry jy jou profit margin, dis jou persentasie. Okay, is julle nog met my? Right. Daai persentasie, dit is die markup wat jy sit op jou pryse van jou produkte in jou winkel. Jy kan nie net thumbsak en sê, verdiening vir R20, daai en lyk so bietjie vir my na R100, daai en lyk vir my na dit. Dit is hoe jy dit uitwerk. So as jy 'n ding aankoop, en jy sit daai persentasie op dit, en jy sien, niemand gaan dit koop nie, dis te duur, dan gaan dit nie werk nie. Okay? Ek gaan nou kom by die te duur storie, dit is nou nog 'n ander gedeelte. Okay, right, nou gaan ons met hier onder dit, sy expenses, wages, salarisse. Nou wages en salarisse, dis waar jy nie se 38.000 wat ook al inkom. In daai 44 in. So sy het nou iemand bygetel wat nou gaan tilslaan daar na winkel. Het sy bygesit vir 'n halfdag of 'n paar dae om haar nou uit te help. En dan kom sy by hierdie bedrag uit. So dit is die net profit. Daai 115.000, nee. Dis die uitgawes wat elke maand dieselfde bly. So met ander woorde, dit is jou break-even bedrag. Dit is die bedrag wat jy moet inkry op sales elke maand. As jy nie dit inkry nie, dan kan jy nie jou goed betaal nie, en jou mense betaal nie. So haar salaris is klaar ingereken daar. Deel van dit. Sien julle hoe werk dit? Sien jy hoe sit jy om in daar, dat die besigheid moet vir jou werk? Okay, right. Nou kom ons gaan af. So dit beteken break-even per dag, net om gelyk te breek en alles te betaal, moet haar turnover 5,766 per dag wees. Nou verkoop sy daai sap vir R65 Okay, so sy met 89 units verkoop per dag in Struisbaai. Okay. Nou sê sy, okay, nee, dis te duur. Ek gaan vra R35 'n sap. Dan moet sy 165 verkoop per dag in Struisbaai. Okay. So, voor jy nog 'n sent uitgegee het, kan jy hierdie ding doen. Dan werk jy uit jou profit calculator, dan gaan jy sien, okay, nee, wag. Next, volgende idee. En so gaan jy aan met dit. Voor jy nog gaan geld leen. Okay, ek wil net nog iets vir jou wys, hierso van repayment loan. Ek het langs julle profit calculator het ek vir jou gesê,
langs aan die regterkant van die blad, het ek gesê, wat is Janice se start-up capital? So daar het ons gewerk, ons het alles uitgesit en ons het gekom op R100,000. En daai repayment of loan, dit is daai start-up capital wat sy nou terugbetaal. Dit is wat in daai ding is. Okay. So, verstaan julle aan die linkerkant daar waar ek het A minus B, C gedeel deur A, julle verstaan daai, julle gaan dit kan uitwerk. Dan kan jy nou by die huis heeltyd sit en speel met potlood, hoe om daai te doen. Okay, so nou kan jy rondspeel, nou kan jy sê, veronderstel, Janice gaan nie 'n winkel oopmaak nie. Sy gaan die sap van die huis af doen. Okay. So nou gaan ons haal ons daai uit. Okay. Okay. Wat nou daar verander, baie interessant, sy gaan nie nou R65 kan vra vir sap nie. Want sy moet dit nou vir iemand gee om te verkoop. Sy moet dit nou Fisher-Moore toe bring. En dan gaan ek vir haar sê, maar Janice, ek gaan nie vir jou R65 vir die sap betaal nie. Jy gaan vir my moet 'n ander bedrag vra en 35 gaan ook nie vir my werk nie, want my besigheid het ook 'n GP wat hy moet opsit. Anders kan ek nie my goed betaal nie. So ek kan nie Tanzanie se eiers by Fisher-Moore verkoop nie. Of sy heuningpotjie of sy die of sy daai, want daai GP wat ek daar moet opsit om my goed te kan betaal, ek kan dit nie doen nie. I'm running at a loss. Okay. En dan, dis moeilik om vir mense te verduidelik, sommer net so wat daar instap en sê, wil jy nie my goedjies verkoop nie? Ek kan nie. Nie, dit hang af, ek moet die prys uitwerk, en as ek kan nie, dan kan ek nie. Okay. Dus, ek sê vir hulle, jammer, jy is nie BTW geregistreer nie, want om dit te verduidelik, in so 'n stand-up meeting is nag. Jy kan nie. Jy kan nie. Nee, dit ja, dit is regtig, mense, ek wil regtig in my diepste van harte wil ek, maar as jy kyk na die syfers, die goed is so duur en jy moet dit so mooi uitwerk, jy kan nie, tensy daar nou regtig ietsie in lê vir jou en dan Baie mense wat seker vir jou vra, maar dan dink ek nou maar ek wil nou vir jou sê, ek was nou dag in jou winkel en toe sien ek en my vriendin sulke gehikelde goedjies wat nou beautiful is, nê? Dis so vierkantjie. En ek haak af en ek sê vir my vriendin, maar ek moet dalk by Des hoor want ek hou van hikel. Miskien moet ek baba komberse hikel, maar wat ek onmiddellik besef en wat ek vas, nee, ek het dus sommer myself geantwoord want toe besef ek dit wat dit my kos in wol om 'n mooi kombers te maak, gaan jy daai ding, ek moet hom aan jou verkoop vir omtrent R600-700, so jy moet hom vir 1000, verstaan jy? So miskien moet 'n mens net met eerlik, baie keer is eerlikheid beter as om te probeer om iets nice, net te sê, hoorie sommer, ek gaan hom vir te duur verkoop en jou goed gaan nie verkoop nie. Of jy verkoop dit wel, en dan as hulle in jou winkel kom en sien wat jy vra, is hulle hysteries kwaad. Want hoe durf jy? Hoe kom jy by daai prys? Jy's mal van jou kop af. Ja, ek het so hard gewerk en kyk wat vra jy, nee? Right. Maar wees net verseker. Ja, dit is regtig. Adviseer hulle jou nie dat as jy iemand jou produk inbring, dat jy moet gaan op 'n verbruikersprysindeks, so jy moet vir die persoon verduidelik, jou potjie heuning is nou R35, jou verbruikersprysindeks stipuleer volgens wet, kom ons maak dit nou 11-12%. So ek moet outomaties bysit, dan moet ek nog my running cost 'n dag ook bysit. So ek kan nie onder 24% GP vra nie. Is jy bereid om te sien dat jou produk op my winkeltjie minimum dit gaan wees? Want baie keer besef die mense nie die finansiële impak regtig wat dit vir my kos as 'n besigheidspersoon om jou te kan help. Ek wil jou help, maar hulle besef nie regtig hoe jy ja, en ek hoor wat jy sê van jy's nie wet geregistreer en ja, jy's nie BEE nie, maar dit is nie altyd die antwoord om vir die persoon te gee nie, want jy sit met 'n klein sake potensiale persoontjie wat jy eintlik ook 'n geleentheid kan gee om iets die kleinste kan begin wat iets groot kan word. Met 'n mens miskien nog maar na kyk om net vir die persone te adviseer soos wat al hierdie ekonome jou advies gee.
So wat ons wel doen is, ons doen wel 'n sekere gedeelte, maar is 'n klein stukkie wat ons wel op die rak het van, soos jy nou sê. Want ek meen, dit is mense wat, ja, ek meen, hulle moet ergens begin. Vir my was die mooiste, die nuutste, onlangste foto wat ons gekry het van die oom wat sit met die hotdogs by sy huis, op die sypaadjie. Toe dink ek, hoe innoverend is dit nie? Jy weet, hy bedel nie, hy pla niemand nie, hy probeer regtig iets doen om inkomste te genereer. Dit is vir my baie oulik, maar toe weet ek in Struisbaai, pappa, klap hulle vir jou toe. Jy moet nou gedokument word eers, en gesertifikaat word. Het is op die WhatsApp groep geadverteer, die oom, wat sy hotdogs verkoop het, ja. In elk geval, okay. So ons het nou hier gekyk, dan het ons gesê, right, veronderstel, Janice gaan nie dit doen nie, en 'n student gaan dit doen, en sy wil net R15,000 'n maand inkomste hê. Okay. Dan lê ons daar. Okay, en ons het nou ook uitgehaal die feit dat sy het nie 'n winkel nie. Kom ons sit die winkel terug. Dat sy gaan 'n winkel oopmaak, die student, dat ons net regverdig hierso is. Dis 8,5, nee. Okay. So met daai profit calculator, nee, winsrekenaar kan jy nou die hele tyd so speel en uitwerk. En ons doen dit werklik met Corissa is ook 'n groot deel daarvan. Ons doen dit werklik met elke liewe besigheid. So ek het die surf shop, ek het die coffee shop en ek het die Fish and More gedeelte. Want die een maak kos gaar, is 'n ander konsep as net retail. Dan vat ons elke aspek en dan werk ons uit wat is sy GP persentasie, wat moet op sy produkte kom, en dan gaan ons met hom so deur. Okay, right. Kan julle sien dat elke mens en besigheid konsep en syfers gaan verskil? Daar's nie een ou wat dieselfde is nie. Okay. So wat my ook pla van Janice se besigheid, is die feit dat sy gaan na 'n jaar se trading, is sy oor R1 miljoen, so sy moet BTW registreer. Na 'n jaar. Maar daar is nie BTW op vrugte en groente nie. So sy gaan BTW moet betaal, maar sy kan niks aftrek teen dit nie. So sy moet in haar uitgawes, moet sy daai 20,250, moet sy ook nog gaan bysit. En sy het gesit op 'n R10,000 profijt, so nou sit jy die 20,000 in jaar 2 by, dan sy dadelik op 'n verlies. Okay. So dis nog 'n ding wat ek net vir jou daar wil uitwys, hoekom dit nou nie 'n goeie idee sal wees nie. Okay. Net gesien so. Nog 'n ding is ook as jy besluit op 'n besigheidsidee, dis baie moeilik om geld en tyd aan mekaar te koppel. Ek gaan vir jou voorbeelde noem, is 'n dokter. 'n Dokter kan net soveel mense per dag sien. 'n Prokureur, haarkapper. So hulle het 'n limiet wat hulle bereik. So veronderstel hulle doen hierdie selfde somme en hy sien, hierdie gaan nie werk nie. Ek moet of meer mense sien of ek moet R50 'n SMS vra, 'n prokureur, of ek moet meer shampoo verkoop as 'n haarkapper om daai ekstra te maak om jou goed te kan dek vir die maand. Okay. Alright, nou gaan ons gou net 'n oefening doen. Wat ons gaan toets. So ek sê vir jou, hierdie potlood is R2. Is hy goedkoop of duur? Right. Nou gaan ek hierdie GLE Mercedes hier buite kom parkeer en ek sê vir jou, hy is 2,7 miljoen. Is dit duur of goedkoop? Okay. So ek gaan vir julle 'n tip gee, en is werklik so, as die rede hoekom jy sê goedkoop en duur, hoekom jy sê die kar is duur, is jy kan dit nie bekostig nie. Dis hoekom jy sê dis duur. Almal het 'n R2, né? Right, onthou dit. As jou kliënt gillende skreeuende in die winkel inkom en hy skree vir jou goed is te duur, hy kan dit nie bekostig nie, is eintlik wat hy vir jou sê. En daar's maniere om dit ook te hanteer en met dit ook te werk.
Kyk ek vir Carissa. Okay. Right, so ek het nou groot moeilikheid vir jou veroorsaak deur dit vir jou te sê. Want as jy nou vandag hier kan uitstap, kan jy nou nooit weer iemand soos Pick n Pay en OK vergelyk met mekaar nie. Ooit weer nie. Jy kan nie sê die meel OK is pateties, hulle is te duur, Pick n Pay is te duur. Jy kan nie die twee mekaar vergelyk nie, want wat was die insetkoste van die een? Wat is die insetkoste van die ander een? Wat is die eienaar se verpligtinge en wat is die besigheid se onkostes? So, moenie instap in 'n winkel en sê dis te duur nie. Te duur vir wie? Vir wat? Waarmee vergelyk jy dit? Okay, so onthou net dit in gedagte. Elke besigheidskonsep is anders. Probeer verstaan werklik, tensy jy in dieselfde bedryf is. Maar ewen ek en Lindy, dis hoekom ons sulke goeie vriende is, van Agala Seafood, dis hemelde van mekaar af. Totaal en al. So ja, dis nou nog 'n voorbeeld en dan wil ek net gou vir jou noem. Kom ons vergelyk as iemand curry verkoop op die WhatsApp groepe, curry en rys. So ek vra vir my curry en rys R120 en jy vra R45. Okay, nou is die mense hysteries. Maar wat hulle nie besef nie, ek het nou saffraan ingegooi. Saffraan verkoop teen R250.000 'n kilogram. Dis die duurste spesery in die wêreld. Jy kan nie die twee vergelyk nie. So, weer eens, let op. Okay. Kom ons kyk na ons dorp. Ek het in 2016, het ons begin met Airbnb by ons huis. Ons het eers net die 2 woonstelle en toe die huis saam met dit. Toe ons begin het, was ons een van 4 persele in Struisbaai op Airbnb en dan was daar gasthuise en die backpackers was aan die gang. In 2023 het ons opgehou met dit en ons was een van 440 Airbnbs. Okay. So dit is wat waar jy wil wees met jou besigheid. Jy wil innoverend wees, jy wil eerste wees of tweede of derde, maar nie by die 440 nie. Dis te laat. Los nou maar daai enetjie, dink iets anders uit. Okay. So ons in ons dorp Suiderstrand ingesluit is ons 6000 permanente inwoners. En vir 5 weke 'n jaar, maak net gou die ding oop. Vir 5 weke 'n jaar is daar 80.000. Okay. So hier is die koek nou. Hier is die 80.000 mense. Net vir 5 weke. Daar is 10 eetplekke en ek het Nelry ingetel. 10 eetplekke in Struisbaai en 6 in Agallas. So dis 16 eetplekke. So ek het uitgewerk, as jy 80.000 mense vat en jy deel dit deur 16 plekke, is dit 5.000 mense per plek. Okay? Of dit nou per dag of elke tweede dag, ons kan nou stry daaroor. Maar nou gaan ons, ons het hier die hele koek, die 16 eetplekke nou. Nou het jy mense wat Italiaans eet, pizza, jy het mense wat vegetaries eet, jy het seekos, dan jy vleis, en so gaan dit nou aan en aan en aan. Nou wil ek vir jou wys, 8 van die 16 stry hierso oor pizza. Hoekom? Ja, maar ek meen, kyk na die res van die koek. Waar is die vegans, pescatarians, noem enige, waar is hulle, die healthy mense? Hoekom stry die helfte van die eetplekke oor pizza? Jy verklein die koek. Jy limit jouself. So, dis mind-blowing. As jy weet hoeveel geld daar lê, as jy al ons sitplekke bymekaar tel, ons kan nie almal voed nie. So, hoekom kyk ons? Jessica het alweer curry en rys geadverteer, ek moet ook nou gou. Hier gaat ons, potte met prit. Asseblief, mense, asseblief. Dis massive hierdie. En ons los het. Ons los het daar buite. Iemand kan nie geld maak. So, ja. Ek het daai gekry by Kaba. Ja.
OK. Ek net gou kyk of ek iets uitgelos het, julle. Ons het nou hier deurgegaan deur Janise konsep. Ja, ons het alles gedek. So wat ek vir jou wil sê is, be kind to yourself. Hierdie is 'n journey. Dis 'n journey en jy is in daai journey. Moenie kyk na ander mense nie, kyk wat vir jou pas, wat vir jou werk. Praat met die Here, jy het 'n roeping op hierdie aarde. Daar's eers, ek praat nie net van restaurante nie, daar's eers wat jy inpas en jy het 'n unieke print wat jy moet los. So jy het 'n taak om te doen. Enjoy the journey that's called life. Lees, doen navorsing en vra. So ek gaan julle vandag nou los met hierdie huiswerk wat ek vir julle gegee het. Dit is nou kort en kragtig. Ja, want ek dink 'n mens se syfers is persoonlik en dit is vir my beter as jy dit self by die huis invul en deurgaan. Ek het die goed, soos ek sê, op spreadsheets met formules in wat ek vir jou kan stuur. So jy is welkom om my te kontak en dan kan ek dit vir jou aanstuur. En ja, en baie dankie dat julle vandag gekom het. Regtig. Ja, ek het dit nou baie geniet om dit met julle te deel. So ja, mag julle 'n fantastiese dag hê. Is daar enige vrae? Wag. Nee, hulle rekord. Maar ek dink nou net wat sy gepraat het van daai 80.000 mense en wat daar nog oorbly. Maar ek dink op die eind van die dag is dit die produk wat jy gee wat maak dat jy besigheid doen. As ek gebruik altyd as ek en my vrou praat, dan praat ek van Earth en Potpourri. Hulle is plekke hulle het nie nodig om tot 8 uur en 10 uur in die aand oop te wees om te probeer besigheid maak nie. Want hulle produkte is reg, hulle diens is reg, hulle kos is reg en hulle kan dit beplan soos hulle dit wil beplan en dit werk vir hulle. So ek dink jou produk is verskriklik belangrik. Sy praat nou van die pizza, ek sien nou al Hansan by ons gaan die ou van Agallas gaan nou daar oopmaak. Wat sy naam? Gavins. Ja, ek ben, as ek net kyk wat hy doen, hy's besig om 'n oond te bou. Beautiful. Kyk, julle moet dit sien. Jy weet, hy sit moeite en goed in. En ek dink op hierdie stadium is sy pizza omtrent die beste in die hele Agallas Struisbaai. Ek sê dit nou want Tron hulle sin is nog beter, maar hulle is nie elke dag beskikbaar nie. Maar ek gee maar net die idee, so dieselfde met die verblyf. Ek meen daar's hoeveel plekke, elke tweede ou het nou verblyf. Maar ek dink wat belangrik is jy kan nog steeds verblyf doen as jy wil, maar dan moet jy op die regte plek wees. En jy moet die diens aan die kliënte gee wat nodig is. So, ja, jammer vir die ouens wat almal B&B's het en te kere gaan, elke kamertjie wat oop is 'n blyplek. En ek dink jy moet net die produk reg hanteer, dan kan dit vir jou werk. Net gou vinnig, daar is ook op Netflix nog 'n Airbnb storie wat hulle doen wat baie interessant is. As jy Airbnb doen, asseblief gaan kyk dit. Gaan search dit sommer daar. En wat dit uit en uit, die ouens wat anders is, maak geld. So in Kaapstad is daar 'n yacht wat in die waterfront lê, wat jy op kan gaan bly. Maar hy's 24/7 geboek, want hy is die enigste een. Tussen al daai miljoene verblyfplekke in die Kaap. So jy kan nog steeds geld maak op dit. Ek sê nie daar's nie scope vir dit nie, maar ek bedoel net, probeer uniek wees. Dieselfde met hierdie storie. So ja, ons kan nou sê, hierdie maak die beste, maar ek sê, hier lê geld op die grond, wat wag om gevat te word, deur ons wat in die industrie is, maak nie saak wat die industrie jy is nie, maar ek bedoel net, there's more than this, hou op fokus op mekaar, en sien die wyeer prent. Dit is eintlik al wat ek wil tuisbring. So ja, ons het 'n fantastiese dorp, ek geniet die mense, ek geniet die omgewing, regtig, maar ja, there's money to be made, definitief, as ons net anders aan dit kyk. Ja, is daar nog vrae? Nog iemand wat iets wil sê? Baie dankie Margriet. Dit was definitief baie insiggewend en ek dink ons het almal baie om oor na te gaan dink. Het julle iets gekry vandag?
Ja, baie dankie vir jou tyd om vir ons te kom en ons sien uit na daai goudmyn, al die goud wat nog uit jou gaan kom, wat vir ons nog baie kere nog baie dinge gaan leer uit jou eie ondervinding en uit die pad wat jy gestap het en wat ons almal gesien het van waar jy begin het en waar jy vandag is. En ja, hierso sit 'n goudmyn van kennis en van ondervinding ook wat gedeel kan word met die besigheidswêreld. Ek gaan vir Ina vra net om vir ons af te sluit. Dankie. Kom ons trek ons hande na hulle toe uit. Here, ons loof en prys U vir hierdie wonderlike tyd saam vanoggend. Here, en dankie dat Marguerite en hulle met ons kon deel die wysheid, die pad wat hulle gestap het, Here, ook rondom die finansies. Here, want dit is ook 'n belangrike deel in die koninkryk. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat U met hulle is. Dankie dat U gee hulle die woord kom in my witty inventions, nuwe dinge wat kom. Dankie, Here, dat U gee hulle daai wysheid om toe te pas en die nodige ondersteuning. Dankie, U is die een wat vir hulle die gebied ruim maak. Ons bring aan die lof en eer en dankie vir die voorbeeld wat hulle ook is vir ons ander. Ons prys U daarvoor. En Here, so bid ek ook vir die res van almal wat hier is in besigheid. Seën elkeen, Here. Dankie dat U ons grondgebied seën. Dankie, Here, dat ons weet ons kan glorieryk vorentoe beweeg in die koninkryk. Want in U kom toe al die lof en al die eer. En ons kan U altyd deur eer, selfs in ons finansies. Here, ek spreek oor elkeen van ons sukses. Ek spreek oor elkeen van ons groot winste. En ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.